behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees vir ons so kort geloofsbelijdenis wat opgestel is aan die hand van die Johannes Evangelie. Jy kan maar net, soos wat jy daar sit, daarna luister en in die harte dit saamstem. Ek glo in Jesus Christus die woord wat mens geword het. Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. Hy is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die seun van God. Hy is die brood wat lewe gee. Wie na hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie, en wie in hom glo, sal nooit weer dors kry nie. Dit sluit dan nogal aan by verlede week se tema, honger en dors, dat dit wat reg is. Hy is die lig vir die wêreld. Wie hom volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge. Hy ken sy volgelinge en hulle ken hom. Hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Hy is die ware wingerdstok. As ons in hom bly en hy in ons, sal ons baie vrugte dra, want sonder hom kan ons niks doen nie. Ons gaan vanmôre dan Matteus 5 vers 7 doen. Ons gaan aan met Matteus 5, die saligsprekinge. Kyk vandag na Matteus 5 vers 7, die 5de saligspreking oor die barmhartiges. Jy kan so lank die Bybel stel oopmaak. Matteus 5, ons begin lees by vers 3. Dan lees ons nou soms so almal wat ons nou al reeds behandel het, tot by vers 7, die een waarna ons vandag kyk. Vers 3, die eerste saligspreking, en onthou nou ook mos as ons nou hierso lees, geseënd. Jesus gebruik die Griekse woordjie makarios, daai woordjie beteken mos om baie gelukkig te wees, om 'n lewensgeluk, 'n lewensvreugde, 'n blydskap te hê wat nie met woorde beskryf kan word nie. Dit moet ons nou elke keer eintlik hoor, voordat ons dan nou die res van die sinnetjie lees. Eers die ene, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Tweede ene, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die derde ene, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Die vierde ene, geseënd is hulle wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dan die vyfde ene, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Lees tot sover. Nou onthou ek ook mos dit gaan oor Jesus se geheime tot geluk. Dis nie wêreldse geheime tot geluk nie, dit is Jesus se geheime tot 'n gelukkige lewe. En geluk volgens Jesus is ware geluk. En daarom dat ons dan ook hierdie geheime van Jesus so ter harte moet neem. Ek wil vir u net eers weer verduidelik hoe met die leer, hoe alle in mekaar steek. Ons het ons gesê dat die saligsprekinge is soos om 'n leer te klim. Dis een sportjie, die tweede ene, die derde ene, die vierde ene, hulle volg op mekaar. Daar's 'n doel, daar's 'n plan met hoe hulle op mekaar volg. Die eerste saligspreking het ons daaroor gegaan dat ons afhanklikheid van God moet besef. En ons het ons gesê daai woorde beteken om eintlik te besef ek is 'n bedelaar voor God. As ek voor hom staan, het ek niks. My hande is leeg, ek kan niks bydra tot my saligheid nie. Ek kan net uit genade en uit die Here se barmhartigheid my verlossing ontvang. Ek kan dit nie verdien nie. Ek is 'n bedelaar. En wanneer ek by daai punt kom, dat ek besef maar ek het niks voor God nie. Ek staan met leë hande. Dan gee ek my lewe oor aan die Here. En dit is waar dit alles dan begin, die geluk. En dit lei tot die tweede ene, die treur. Want wanneer ek nou op daai punt kom, dat ek besef hoe lief het ek die Here, en hoe nodig het ek die Here, en ek gee alles oor aan die Here, dan begin ek treur oor die feit dat ek nog sonde doen. Dat daar nog sonde in my lewe kom. Ek wil dit nie meer hê eintlik nie. En daarom treur ek oor die sonde in my lewe. Maar ek treur ook as ek sien hoe ander mense volhard in sonde en in sonde bly lewe. Maar omdat ek dan nou jammer is oor my sonde en daaroor treur, wil ek meer soos Jesus word. Ek wil nou verander.
En dis mos die derde saligspreking om soos Jesus te word, sagmoedigheid. Want dit was mos een van die groot kenmerke van Jesus, wat hy van homself gesê het, Matteus 11 vers 29, hy sagmoedig en nederig van hart. So dan kom hy strewe om meer soos Jesus te word. Daarmee saam kom my honger en my dors na dit wat reg is. En as ek was gesê, dat dit wat reg is beteken, na God se wil. Wat wil God hê moet ek doen? Wat wil God hê moet gebeur? Wat is God se wil? Ook vir my lewe. Honger en 'n dors na die Here self. Honger en 'n dors om sy wil te ken. En dan bring dit ons nou by die 5de ene uit, die barmhartigheid. Nou daar kom so effens 'n klein verskuiwing by die 5de ene. Die eerste 4 gaan baie oor ons nood, ons behoefte. Wat het ek nodig? 4 goed wat ek nodig het om te besef. En van die 5de ene af begin dit meer gaan oor, nou moet ek begin beweeg. Wat moet ek gaan doen? Wat moet ek gaan wees teenoor ander mense? So eers is ek opgebou en nou word ek uitgestuur van die 5de ene af. Nou, ek wil dit so hanteer, ek wil eers net so 'n bietjie met die idee verdeel oor wat die Bybel vir ons leer oor barmhartigheid, God en barmhartigheid, en dan so 'n bietjie oor Jesus se leringe oor barmhartigheid, en dan die seën wat saam met hierdie saligspreking vir ons gegee word. Nou, die Bybelse begrip vir barmhartigheid, dit is 'n emosionele reaksie op iemand se nood. Nou, as jy net na daai 2 woorde kyk, dan sê dit klaar 2 goed. Emosioneel, met ander woorde, daar's 'n gevoel in my hart. Ek voel iets vir iemand anders, emosioneel. Maar dit moenie net by 'n gevoel bly nie, want jy kan vir iemand so jammer voel soos wat jy wil, maar as dit net by gevoel bly, dan gebeur daar niks nie. En daarom ook die woordjie reaksie. Met ander woorde, ek moet iemand se nood, iemand se pyn, iemand se leed so voel, dat ek iets daaraan wil gaan doen. Dis wat barmhartigheid is in die Bybel. 2 dinge, 'n gevoel en 'n daad. Jesus het dit vir ons so mooi gewys in Matteus 14 vers 14. Nou miskien moet ek altyd vir julle die vorige klompie verse met julle deel, dat julle nou kan agterkom hoe dit in mekaar steek, hoe Jesus vir onsself hierdie ding wys. Johannes die Doper word onthoof. Herodes het mos hom laat onthoof, omdat die dogter wat gedans het, mos gevra het, sy soek Johannes die Doper se kop in 'n skinkbord. En dan hoor Jesus dit, en dan is Jesus hartseer daaroor. Jesus was lief vir Johannes die Doper. En hy is hartseer daaroor, en Jesus wil met die verlies en op die manier waarop hy hierdie vriend van hom verloor het, wil hy 'n bietjie eenkant alleen wees. Hy sê dit daar. Hy klim in 'n skytjie, want hy wil 'n bietjie net alleen wees. Maar daar was die hele tyd mense om Jesus, en met die mense rondom Jesus, hoe kry Jesus nie, hy wil net 'n bietjie hierdie seer verwerk, alleen wees. Dan klim hy in 'n bootjie, en hy vaar na die oorkant toe van die meer. Maar die mense sien hom gaan, en die mense sit 2 en 2 by mekaar, en hulle sê, as hy hier van hom vertrek, en hy vaar so, dan gaan hy daar aan die kant aan wal kom, en dan gaan hy om die meer. En toe Jesus aan die ander kant kom, waar hy alleen wil wees, om Johannes die Doper se dood 'n bietjie te verwerk, toe is daar klaar weer 'n skare mense. Nou baie van ons sou seker moedeloos geraak het, vies geraak het, ons wil nou gerus het, ons wil nou alleen gewees het, dis al klaar weer 'n skare mense, maar nie Jesus nie. Hy wys daar vir ons hierdie 2 kante van barmhartigheid. Matteus 14 vers 14 sê, toe Jesus die skare mense sien, want onthou nou emosionele reaksie, het hy hulle innig jammer gekry, die emosionele. En wat het Jesus gedoen? Daar staan in vers 14, hy het al die siekes onder hulle gesond gemaak. En soos wat die tyd verbygaan, word dit toe nog aand, en die ouens is honger, en daar's nie kos nie, en daar's nie winkels daar naby nie, en toe vermeerder Jesus nog vir hulle die brood ook, sodat hulle nog kos ook kan hê om te eet. Duidelik wys Jesus vir ons, dis 'n emosionele reaksie, 'n gevoel wat oorgaan in dade. Nou daar's baie oor God en barmhartigheid in die Bybel. Jy sou honderde, seker duisende verse kon opnoem oor God se barmhartigheid. Ek het sommer net so 'n paar wat ek met u wil deel. Vroeg in die Ou Testament al, in Deuteronomium 4 vers 31, waar Moses met die volk praat, dan sê hy vir hulle, dat God is 'n genadige God, en daai kan ook verstaan word as 'n barmhartige God. Dan sê hy vir hulle, God sal julle nooit in die steek laat nie,
God sal julle nie oor lewe bring nie, en God sal nooit die verbond wat hy met 'n eed met julle voorvaders beloof het, sal hy vergeet nie. Hy sal nooit daai verbond wat hy gesluit het, vergeet dat dit daar is nie. Sy barmhartigheid vir sy volk, wat Moses al vroeg met die Israeliete deel. Heel wat later, Nehemia 9 vers 31, na die ballingskap. En die ballingskap het ons nou gekom as gevolg van die volk se sonde. Daar het nou al vreeslike goed met die volk gebeur, hulle het al vreeslik baie dinge deurgemaak as gevolg van hulle sonde. Dan wys Nehemia vir hulle God se barmhartigheid. Hy sê vir hulle, deur God se barmhartigheid is julle toe nie heeltemal uitgewis nie. God is barmhartig en genadig. Hulle het behoue gebly, 'n groot klomp van hulle, en hulle kon selfs na hulle eie land toe terugkeer. Daniël 9 vers 18, Daniël bid vir die volk, en dan sê hy vir die Here moet tog aan hulle dink, en die Here moet hulle verlatenheid raak sien, en hy moet dink aan die verlatenheid van die stad. En dan sê hy so mooi, hy sê, Here, ek vra nie hierdie dinge omdat ons regverdig is nie. Ek vra dit op grond van u barmhartigheid. So op grond waarvan kan hy vir ons bid? Op grond van God se barmhartigheid. Micha 7 vers 18 en 19 bring Micha God se barmhartigheid in verband met vergifnis. Die feit dat God ons sondes vergewe, is 'n groot bewys van God se barmhartigheid. Hy sê so mooi daar in vers 19, vra hy vir die Here, gooi asseblief ons sondes in die diep see. Met ander woorde, raak heeltemal vir ons ontslae daarvan. En dan het vers in die Nuwe Testament, Efesiërs 2 vers 4. Nou voor dit skrywe Paulus, dan sê hy, ons was almal voorheen sondaars, ons was verlore, ons was sonder God. En dan verduidelik hy vir die gelowiges in die Efese, dat dit deur God se barmhartigheid en genade is, dat hulle Christene geword het. Dan sê hy vir hulle, want God is barmhartig, en hy het julle innig lief. Kan jy sien hoe wye spektrum net hierdie paar tekste oor God se barmhartigheid dek? Van sy bewaring, vergifnis van sonde, verlossing, liefde, hoe wye terrein dek barmhartigheid, as ons barmhartigheid wat God gee, gaan kyk. Nou ons almal ontvang God se barmhartigheid. En ons sal dit so kan stel, God gee nie vir ons wat ons eintlik verdien nie. Ons verdien ons eintlik om gestraf te word vir ons sonde. God gee dit nie vir ons nie. Maar hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hy gee vir ons vryspraak, hy gee vir ons verlossing, hy gee vir ons die ewige lewe, uit genade deur geloof. En ons kan altyd op God se barmhartigheid reken. Dawid was so 'n mooi voorbeeld daarvan. In 2 Samuel 24, Dawid het die volk laat tel, en dit was verkeerd in die oë van die Here. Die Here stuur die profeet Gad na Dawid toe, en hy sê vir hom, jy moet nou kies. Die Here het dit wat jy gedoen het, verkeerd, dit was verkeerd in sy oë. Jy kan kies om hongersnood in die land te hê vir 7 jaar, om 3 maande voor jou vyande te vlug, of 3 dae pes in die land. Nou moet Dawid een van daai 3 goed kies. Sê Dawid vir die profeet, ek is in 'n hoek gedryf, want wat kies ek nou? En uiteindelik dan kom hy met die antwoord en sê hy, laat my liewers in God se hande val. Eerder in God se hande as in mense se hande, want by God is daar genade en barmhartigheid te vind. Ons kan altyd op God se barmhartigheid reken. Dawid wys dit vir ons in daai geval so mooi. Liewers dan in God se hande. Weet jy, wanneer ons barmhartigheid bewys, dan lyk ons soos God. Dan lyk ons 'n bietjie soos hy. Dan doen ons 'n bietjie soos hy. Want in Lukas 6 vers 36 staan, ons moet barmhartig wees, soos wat ons hemelse Vader barmhartig is. Nou, so 'n bietjie oor wat Jesus geleer het oor barmhartigheid. Nou, die interessante is, en dit is eintlik hartseer, in Jesus se tyd was die godsdienstleiers, en ek dink is dalk vandag partykeer nog so, dat baie godsdienstige mense so is, maar veral in Jesus se tyd, was die godsdienstleiers van die onbarmhartigste mense in die land. Van die hardste mense. Van die mense wat die meeste rigied was, en nie hart vir ander mense gehad het nie. Ons sien dit mos dwars deur die evangelies, hoe die fariseërs, die skrifgeleerdes en die sadiseërs was, hoe Jesus 'n stryd met hulle gehad het. As Jesus goed doen, dan kla hulle daaroor. As Jesus aan iemand 'n weldaad bewys, dan moan hulle daaroor.
Hulle is hard gewees. En om vir hulle te wys waaroor barmhartigheid gaan, haal Jesus 2 keer in die Matteus Evangelie Hosea 6 vers 6 aan. Nou in Hosea 6 vers 6, dis nou nadat die Here vir Israel daardeur middel van die profeet Hosea sê, hulle moet hulle bekeer. Nou hulle het gedink, en ons sien dit by al die profete, by Amos en by al die ander ook, hulle het gedink, solank ons net offers bring, is alles reg. As ons 'n offer vir die Here bring, dan het ons mos nou reggemaak met die Here. Maar dan gaan hulle uit en hulle gaan doen sonde, maar hulle dink hulle kan dit weer met 'n offer kom regmaak. Jeremia het dit byvoorbeeld in Jeremia 7 op hulle gesê. As jy dit so maak, jy lewe van maandag tot, goed, hulle het nou Saterdag, van Sondag tot Vrydag verkeerd, en Saterdag dink jy kan dit met 'n offer dinge in die tempel kom regmaak, dan maak jy eintlik van die tempel 'n rowerspelonk. Want jy kom kry net gou weg van jou misdade deur die week, en dan gaan lewe jy maar weer verkeerd. Jeremia het ook oor hierdie ding gepraat. Mense het gedink offers maak alles reg. En toe sê die Here deur middel van die profeet Hosea, God verwag liefde eerder as offers. Hy soek toewyding aan hom eerder as brandoffers. Die profeet Amos het ook gesê, as julle verkeerd lewe daar buite en julle kom sing in die tempel, dan is dit vir die Here geskreeu. Hy soek nie dan julle liedere nie. Hy soek nie dan julle offers nie. Hy soek julle liefde. Hy soek julle toewyding. En in hierdie konteks dat julle ook barmhartigheid sal bewys. 2 voorbeelde in die Matteus Evangelie waar Jesus Hosea 6 vers 6 aanhaal. Matteus 9 vers 13. Net voor dit, 'n paar versies voor dit, kom Jesus by Levi se tolhek. Nou Levi is Matteus. En Jesus roep hom. Hy sê vir hom, volg my. Levi los in daai oomblik die tolhek en hy gaan agter Jesus aan. Dit beteken hy het sy werk gelos. Hy het sy besigheid gelos. Daai tyd om 'n tolhek te bedryf, moes jy tender. En maar hoop jy kry 'n tender. En as jy 'n tolhek gekry het, as jy 'n tender geslaag het, was dit jou inkomste, dit was jou besigheid. Levi los sy hele lewe, Matteus, sy hele lewe om vir Jesus te volg. En toe gaan eet Jesus in sy huis. En dan kom nog ander tollenaars ook eet. En toe kom die Fariseërs en hulle kla, sien nie hoe onbarmhartig. Hulle kla by Jesus se volgelinge. Hulle sê, julle meester eet saam met tollenaars en sondaars. En toe haal Jesus Hosea 6 vers 6 aan, te sê hy vir hulle, gaan leer 'n bietjie wat dit beteken. Dat God gesê het, hy soek liefde eerder as offers. Hy soek toewyding eerder as brandoffers. Dat Jesus vir daai mense sê, gaan leer barmhartigheid. En toe sê Jesus vir hulle ook, ek het nie as 'n dokter gekom vir die gesondes nie, maar vir die siekes. Want as die siekes wat 'n dokter nodig het. Nog 'n voorbeeld waar Jesus in Matteus Hosea 6 vers 6 aanhaal, is in Matteus 12 vers 7. Jesus en sy disippels loop deur 'n graanland. Dis 'n Sabbatdag, hulle is honger. Jesus en sy disippels pluk are en hulle vryf dit so met hulle hande uit. Hulle kom en hulle weer 'n keer kom die godsdienstleiers, hierdie rigiede, onbarmhartige ouens. En hulle kom sê vir Jesus, jou volgelinge doen iets wat 'n mens nie op 'n Sabbatdag mag doen nie. Weer 'n keer, hierdie ouens moet honger kry. Kan jy sien hoe ongevoelig die godsdienstleiers is? Wees maar honger vandag. Toe kom Jesus met selfde, gaan leer wat dit beteken, dat God liefde verwag, dat God barmhartigheid wil hê. En net soos wat die mense van daai tyd dit moes leer, so moet ons ook leer, wat God van ons verwag, as hy barmhartigheid van ons verwag. En wat ek nou wil doen, is om 2 gelykenisse van Jesus kortliks met u te deel, om vir u ook die 2 groot kante, wat Jesus aan barmhartigheid gekoppel het, om dit vir u uit te lig. Ons dink baie keer net eensydig aan barmhartigheid. Ons dink barmhartigheid gaan net oor geld vir iemand gee. Maar hoe Jesus oor barmhartigheid gepraat het, gaan dit oor baie meer. Die eerste groot kant van barmhartigheid, wat Jesus uitlig, kry ons in Matteus 18, vers 21 tot 35, waar Jesus praat oor vergewe mekaar. En die tweede groot kant, wat Jesus uitlig, gaan dan oor om te gaan doen. Soos in Lukas 10 vers 25 tot 37, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Maar kom ons kyk net eers na die een deel, die Matteus 18. Petrus kom na Jesus toe,
en hy sê vir Jesus, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? En hy dink, hy is bereid om groot te gaan. Want die Jode het gesê, as jy 'n ou 3 keer vergewe het, dan is dit genoeg. 'n 4de keer is te veel, dan word nie van jou so baie verwag nie, die Jode geleer. 3 is heeltemal genoeg. So Petrus het gedink, hy gaan groot, toe hy vir Jesus sê, Here, ek sal 7 keer, is dit genoeg? Toe sê Jesus vir hom, is nog nie genoeg nie. En jy weet mos, Jesus het vir hom gesê, 70 maal 7 keer. Nou daarmee bedoel Jesus nie, tel nou tot by 490 en dan kan hy by 491 ophou nie. Daarmee bedoel Jesus, moenie tel nie. Onbeperk, moenie rekord hou daarvan nie, moenie boekhou daarvan nie. Wees bereid om altyd te vergewe. En dan vertel Jesus ons daai gelykenis van die man wat vir die koning miljoene rande geskuld het. Dan word hy voor die koning gebring, en dan sê die koning vir hom betaal. Dan sê hy vir die koning, ek kan nie. Ek het dit nie. Hy val op sy knieë. Hy pleit om genade by die koning. En dan kry die koning hom jammer, en dan sê die koning vir hom, goed, gaan maar. Jou miljoene rande is afgeskryf, jy hoef my nie 'n sent te gee nie. Kom hy buitekant, dan sien hy mos 'n ander ou wat hom net 'n paar rand skuld. Nou hierdie ou het nou net groot barmhartigheid gekry. Miljoene rande is hom afgeskryf. Hy kom buitekant en hy sien 'n ou wat hom 'n paar rand skuld en hy gryp daai ou aan die keel en hy wurg hom en hy sê vir hom, betaal my. En hy laat sluit die ou toe, want die ou moet hom betaal. En toe hulle vir die koning gaan vertel wat die man gedoen het, toe laat die koning hom ons bring. Toe sê die koning ons vir hom, jy's 'n skurk. Ek het jou al daai geld afgeskryf, jy moes daai ou ook sy skuld afgeskryf het. En sê hom, maar jy so gemaak het, gaan jy toegesluit word en jy gaan gemartel word, tot jy elke sent terugbetaal het. Dan staan daar mos, en so sal ons Hemelse Vader ook maak, as ons mekaar nie van harte vergewe nie. Kan jy sien, wat is die eerste deel van barmhartigheid aan mekaar bewys? Mekaar vergewe. Daai man is deur die koning vrygeskeld van sy skuld. Vergewe gaan ons ook daaroor, dat ons mekaar vryskeld. As iemand anders nie wil vergewe nie, skuld wil vryskeld nie, wil dat gaan nie. En jy onthou elke kwaad wat in jou gedoen is, en dit broei in jou hart, en jy bære dit in jou hart, en jy top daaroor, en jy dink daaroor, gebeur dieselfde met jou wat met hierdie man gebeur het. Hy is gemartel. Ons word nou nie fisies in 'n tronk gegooi en gemartel nie, maar jy martel jouself in jou binneste, as jy nie bereid is om te vergewe nie. Jy word 'n gevangene in jouself. Die ongelukkigste mense in hierdie wêreld is mense wat nie kan vergewe nie. 'n man met die naam Louis Smeets het gesê, as jy vergewe, dan laat jy 'n gevangene vry. En dan kom jy agter, daai gevangene was jouself. Dit was nie die ander nie. En die ander deel, dis die vergifnisdeel. En kan jy sien dat barmhartigheid begin al by vergifnis? Dis wat ons by God gekry het. Dis die eerste daad van barmhartigheid wat God aan ons bewys het, om ons sonde te vergewe. Daarom is dit die eerste ding wat ons vir mekaar moet doen. Die tweede deel van barmhartigheid wat Jesus ons leer, gaan oor die doen. En daarmee sukkel ons ook baie keer. En as 'n mens nou dink aan die gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 10 vers 25 tot 37 oor die barmhartige Samaritaan. Nou hoef ek ons nie daai hele gelykenis te herhaal nie. Ek ken hom ons nou baie goed. Die man wat deur die rowers geslaan is, daar lê hy. Priester kom verby, loop. Leviet kom aan, gaan verby. Samaritaan kom, kry hom jammer, help hom. Nou uit daai gelykenis is daar 4 dinge wat ons kan sê oor die doen, die praktiese doen van barmhartigheid. Die eerste is dat ons oë moet oop wees. Dat ons nie met oogklappe moet loop nie, maar dat ons oë moet oop wees vir mense wat nood het. Ons is partykeer so in ons eie wêreldjie. En ons is so in ons eie probleme, en ons eie bekommernisse, en ons eie dinge vasgevang, dat ons nie sien wie langs die pad swaar ry nie. Dit begin altyd by die bewusword, die raak sien. Die tweede ding wat ons moet doen, en onthou jy net nou, emosionele reaksie, ons moet 'n gevoel kry. As jy mens Lukas 10 gaan lees, dan staan daar van die priester en die leviet, hulle die ou sien lê, maar daar staan glad nie dat hulle iets vir hom gevoel het nie. Hulle het hom gesien en hulle het verbygeloop. Maar die ou wat vir hom iets gevoel het, was die Samaritaan. Hy het gevoel in sy hart. Dis die tweede ding, jy moet 'n gevoel kry. Iemand het dit in Engels so mooi gestel. Hy sê die Samaritaan was shaken up when he saw the man that was beaten down.
is my so mooi gesê, sy hart het opgestaan toe hy die man sien wat plat geslaan is, wat neergeslaan is. Die derde ding is om dan die emosionele reaksie, om die daad te gaan doen. Die Samaritaan stap nie verby nie. Hy sien, hy voel, en hy gaan doen iets. En dan die Samaritaanse toewyding. Hy versorg hom, hy behandel sy wonde, hy verbind hom, hy laai hom op sy donkie. En weet jy wat dit beteken? Dit beteken nou is die Samaritaan loop. Hy het op sy donkie aangery gekom. Nou laai hy daai ou op sy donkie, so nou moet hy loop, en daai ou op sy donkie laat ry. Hy vat hom na die herberg toe. Hy sê vir die herbergier, hier is geld, versorg hom, ek gaan weer eendag hier verbykom, en as jy nog kostes gehad het, sal ek dit ook kom betaal. Kan jy sien hoe dat hierdie Samaritaan vir ons regtig wys wat barmhartigheid is? Sien nou net, daar was meer sulke mense in die wêreld. Hoe sou die wêreld gelyk het? En dan kom Jesus en dan keer hy die vraag om. Hy sê die vraag is nie, wie is my naaste nie? Vir wie moet ek een gaan wees? En dan sê Jesus vir die wetgeleerde, gaan nou en gaan doen so. Oor die barmhartige Samaritaan het 'n man met die naam Adrian Rogers, het hy nogal ook 'n gevolgtrekking gemaak. Nou ek gaan nou sy Engelse woorde nou net so op die skerm laat kom. Hy het gesê in die barmhartige Samaritaanse verhaal, maar ook in die wêreld, kry mens altyd drie soorte mense. Jy kry die bieterappers, die ouens wat ouens opvoeder, soos wat daai rowers die man opgevoeder het, dat hy daar langs die pad half dood gelê het. Jy kry die paserappers, die ouens wat die nood sien, maar verbyloop, besluit om niks te doen nie. En hy het gesê, en dan kry jy die piekerappers, die ouens wat bereid is om neergeslaande mense op te tel. En onthou, dit gaan hier nou nie net oor fisies, oor finansiëel nie, dit gaan oor alle vorme waarin mense neergeslaan is in die lewe. Dit kan emosioneel wees, dit kan geestelik wees, dit kan swaar kry wees wat jy gehad het, dit kan so baie dinge wees. En piekerappers is mense wat bereid is om wat ook al nodig is te doen, om ander mense op te help, deur middel van barmhartigheid. Die seën wat Jesus hiermee saamgee, is hy sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis interessant, dis die enigste saligspreking, waar die seën wat jy gaan kry, dieselfde is as wat jy gevra word om te gee. So wat jy gee, gaan terugkom na jou. Die goeie, die barmhartigheid uitdeel, sal terugkom na jou toe. Jy sal self meer en meer barmhartigheid ontvang. Hoe doen 'n mens dit? As 'n mens nou kyk na die twee goed wat Jesus beklemtoon het, moet ons elkeen vir onsself vandag afvra, is daar nog iemand wat ek nie gaan vergewe? Miskien is daar iemand aan wie ek nog nie die barmhartigheid bewys het, om hom of haar te gaan vergewe nie. Miskien is ek nog self 'n gevangene van onvergewensgesindheid wat ek teenoor iemand dra. En dan moet ons nou ook weer vanmôre vir onsself sê, maar ek wil hê God moet my vergewe. En ek wil hê God moet al my sonde vergewe. En as ek dan wil hê God moet dit vir my doen, dan moet ek dit ook mos nou vir ander mense doen. Daarom is die eerste ding, is daar iemand wat ek moet gaan vergewe, met wie ek moet gaan regmaak, wat ek moet vrylaat. Tweede ding wat ons moet vra is, wat 'n neergedrukte persoon kan ek ophelp? Wie is daar wat lê en wat opgetel moet word, waarvan ek bewus is, na wie toe die Here my stuur? Hierdie man is koning Frederik II, 18de eeuse regerder van Pryse. Nou, 'n ding wat met hom gebeur het, of wat gebeur het in sy tyd, wys nogal ook vir ons mooi, hoe as ons dan ook voor God ons posisie besef. Ek is eintlik 'n sondaar wat genade ontvang het. Dan kan ons genade gaan gee. In 'n gebeurtenis wat hy met 'n persoon gehad het. Hy het eendag 'n tronk gaan besoek. En hulle sê almal in die tronk het na hom toe gekom en vir hom gesê, hulle is onskuldig hier. Hulle was nie skuldig aan dit wat in die hof hulle skuldig bevind is aan en die tronkstraf wat hulle gekry het nie. Hulle is almal onskuldig hier. Die een na die ander het dit vir hom gesê. En toe staan daar so een kant in die hoekie
iemand en hy roep die ou en hy sê vir hom, waarom is jy hier? En die ou sê vir hom, ek is hier vir gewapende roof. En koning Frederik het vir hom gevra, was jy skuldig? En die ou het gesê, ja, ek was skuldig en ek verdien dit om hier te wees, ek verdien die straf. En toe sê koning Frederik 2 vir die bewaarders, laat hierdie ou vry. Want ons kan nie laat so slegte ou, so klomp goeie mense, negatief beïnvloed hier in die tronk nie. Laat hom vry. Nou is hy 'n vrot appel in hierdie mandjie. Maar wat het hy dan gedoen? Hy het sy skuld erken en barmhartigheid ontvang. As ons ook besef wat ons as sondaars deur God ontvang het, begenadigd deur hom, dan lê dit ook in ons harte om dit vir mekaar te gaan gee. Net so 'n paar versies om vir oulaas net so 'n bietjie Jesus se barmhartigheid in die harte vas te maak. Matteus 9 vers 27. 2 blindes loop agter Jesus aan. En hulle roep, Jesus, Here, seun van Dawid, ontferm U oor ons. En Jesus gaan met hulle tot in 'n gebou en hy genees hulle. Hy gee vir hulle barmhartigheid. Matteus 15 vers 22. Kan 'n netiese vrou wat oor haar dogter na Jesus toe kom. Daar's 'n bose gees in haar dogter. Here, ontferm U oor my en oor my kind. Dan sê Jesus vir my, ek is na Israel toe gestuur. Ek sien na die ander nasies toe nie. Dan sê sy, maar Here, ek wil hê jy moet dit doen. Dan sê Jesus vir my, mens gee nie die kinders se kos vir die hondjies nie. Dan sê sy, maar die hondjies eet dan die krummeltjies. Dan sê sy, asseblief, kan ek nie net 'n krummeltjie kry nie? En dan genees Jesus haar kind. Hy verlos haar. Hy bewys barmhartigheid. Matteus 17 vers 14 en 15. Waar 'n pa na Jesus toe kom, ook met sy kind. En hy beland in die vuur en hy word in water gegooi deur dit wat in hom is in hierdie seun. Jesus bevry hom. Jesus genees hom daarvan. Hy betoon aan hom barmhartigheid. En dan Matteus 20 vers 29 tot 34. Dit is 'n besonderse gedeeltetjie. Jesus kom aan by Jerigo. Nou daai tyd en Jesus het 'n klomp mense by hom gehad. As so 'n klomp mense na dorp toe gaan, het hulle altyd mense uitgestuur om saam met daai mense die dorp in te loop, die mense te wys hoe grand is hulle dorp. Almal van hulle het seker nou maar geaspireer om dorp van die jaar te wees. En hulle wou hê almal wat na die dorp toe kom, is beïndruk wees met die dorp. Nou sit daar 2 blinde ouens en hulle skree, Jesus, Here, seun van Dawid, ontferm U oor ons. Die mense rondom Jesus raak geïrriteerd met hierdie 2 blindes, maar dit skep 'n slegte beeld van die dorp. En hulle stuur mense en hulle sê vir hulle, bly stil, moenie ons dorp 'n slegte naam gee nie. Maar Jesus is so barmhartig. Hy stop, hy gaan na hulle toe en hy maak hulle gesond. Sommige net nog so 'n paar tekste om te wys hoe 'n barmhartige hart Jesus het. En hy roep ons op om ook hierin sy beeld uit te dra. As jy barmhartig is jy baie gelukkig, want jy gaan ook baie barmhartigheid ontvang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so duidelik die versekering gee, wie barmhartig is, sal barmhartigheid ontvang. As dit is wat ons lewe, as dit is wat ons uitdeel, Here, dan weet ons dit gaan na ons toe terugkom. Here, en ons maak so baie keer die fout om barmhartigheid net te koppel aan geld gee. Maar dan sien ons dit begin al in ons verhouding met U. Die eerste barmhartigheid wat ons by U ontvang het, Here, is dat U ons so wonderlik vergewe. Dat U ons vrygemaak het, dat U ons die kinders gemaak het, dat U vir ons die ewige lewe gee. Onverdiend, Here, ons ontvang het uit genade. En ons dan, Here, wat so begenadig is, wat soveel barmhartigheid ontvang het. Help ook vir ons om dit uit te leef. Help ook vir ons om te begin deur mekaar te vergewe. Maar help ook vir ons, Here, om hulle wat U oor ons pad stuur, wat op een of ander manier seer gekry het, wat geslaan is, by hulp te help. Dankie, Here, dat ons dan ook in hierdie week uitdelers van barmhartigheid kan gaan wees. Ons bid, Here, dat U ons elkeen sal gebruik. Ons bid, Here, dat U naam groot gemaak sal word deur ons elkeen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.